Dankie Here vir die bevestiging van sy woord, sy boodskap vanmôre. Nou ja, vinnig net die gebeure gee. Daar is dinge besig om te gebeur oor die wêreld. Ons sien dit, sien Parys brand. Hulle het sokker gehad gisteraand, hulle het gewen en nogtans het hulle uitgebreek. Dit lyk soos 'n oorlogsone daar in Frankryk. Die tragiese nuus vir ons hier in Suid-Afrika. Die Verenigde Nasies het hulle goedkeuring gegee dat die ouens maar kan stryk. So dit is 'n voorloper wat ek kan sien kom dat 'n vreemde weermag gaan Suid-Afrika toe kom om vrede te kom probeer bewerkstellig hierso. Dan is daar die global warming, daar's 'n groot ding 2026 die El Nino. Natuurlik praat die woord daarvan, maar dis ook wat hulle nou inbring dat hulle aardverwarming gaan inbring. Groot saak aan die besigheid nou. Aanbidding van AI God. Hy word heeltemal, God word nou vervang deur die AI want hy het al die antwoorde. Daar's 'n Ebola uitbreek in die Kongo. So 200 is al dood. Trump is besig om ook daar 'n waarskuwing uit te gee. Putin het begin waarsku vir Trump, so Jesegiel 38 is besig om af te speel. En dan 'n groot een, Elon Musk. Hy het gesê daar kom 'n Jesus level technology. Alright, so wat dit vir ons sê dat Jesus word nou vervang. Daar's 'n tegnologie waar ons Jesus nou kan maak soos ons wil hy moet wees. Dat hy kan pas in ons prentjie en dat jy kan nou deur die chip wat hy gaan inplant. Elon Musk se eie woorde, as jy blind gebore is, sal jy siende word. Jy sal die wonders van Jesus nou sien met die chip wat hulle gaan inplant. Alright, so in die wêreld gaan mal wees daaroor, hulle gaan natuurlik agter dit aan hardloop. Nou ja, ons weet die woord van die Here sê ons moet pas op vir die groot misleiding. Dan hier die kolera is 'n ding wat wêreldwyd begin voorkom, maar veral in Suid-Afrika. En daar kom onmiddellike waarskuwing Openbaring 8 waar hy vir ons sê vers 10 en vers 11. Hy sê die derde engel het geblaas, groot ster wat soos 'n fakkel brand het uit die hemel geval en dit het geval op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine en die naam van die ster word genoem Alsem en 'n derde van die waters het als geword en baie mense het sterwe van die water omdat dit bitter geword het. Nou ons weet wat is nou die presiese gebeure met die kolera en op die einde van die dag is daar 'n baie groot ding besig om te gebeur. Johannesburg se water is af. Baie wyd, baie ver is die water afgesit en hier kom die waarskuwing van Openbaring klaar in vervulling. En dis nie net Suid-Afrika nie, water oral oor die wêreld is besig om besoedel te word. So vanmôre wil ek met jou praat oor moenie God as selfsprekend aanvaar nie. En na Paasnaweek of nie Paasnaweek nie, Pinksterweek laasweek het ek met 'n ongelooflike hartseer geloop van Sondag af. Want weet julle wat is die tragedie? Die meeste ouens het verlede week Sondagoggend die Heilige Gees gemis. Julle wat is ons probleem? Ons het gekom soos 'n klomp skape om te kom luister. En ons het gewag dat mense vir ons die hande oplê dat ons die Heilige Gees moet ontvang. Jy sien, jy het hier ingekom met 'n ander gees. Jy het hier ingekom met 'n baie verkeerde gees. Want as jy op die arm van die vlees vertrou, is jy vervloek. En die tragedie is toe professor Jan Hatting hier op die trappie kom sit, toe weet ek die Heilige Gees wil begin werk. Ons sing dit vanmôre in die stilnis. Maar toe raak ons ongemaklik. Toe loop ons uit. En toe mis ons hom. En ons probleem, ons begin God van selfsprekend, maar net aanvaar. God werk nie soos ons werk nie. Hy kan nie, hy sal nie, hy sal dit nooit doen nie.
Openbaring 14 sê vers 7 en vers 8. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En dis werklik besig om oor die wêreld te gebeur. Al die nasies is besig om die grimmigheid te drink van wat God besig is om uit te stort op hierdie aarde. Nou ja, 1 Kronieke 13 kom. Hy sê vers 2. Hy sê, en Dawid en die hele vergadering van Israel het gesê, as julle dit goed vind en dit van die Here onse God goed, laat ons versprei en na ons broer stuur wat nog oor is in al die landstreke van Israel en saam met hulle na die priesters en die leviete in die stede waar hulle weiveld het, dat hulle by ons bymekaar moet kom. Hoor wat sê hy dan? En laat ons die ark van ons God na ons toe oorbring, want in die dae van Saul het ons daar nie na gevra nie. Wanneer laas het jy gevra vir die heiligheid en die heerlikheid van God in jou lewe? En Dawid het die hele Israel versamel van die Seor in Egipte af tot by die ingang na Hamot, om die ark van God uit Kirjat Jearim te gaan haal. En daarna het Dawid met die hele Israel opgetrek na Baala, na Kirjat Jearim, wat aan Juda behoort, om daarvandaan op te bring die ark van God, die Here wat op die gerubstroon, waaroor die naam van die Here uitgeroep is. Baie belangrike ding wat hier gebeur, koning Dawid se tyd. Jy sien, wanneer hulle die heerlikheid van God wou hê, moes jy na die verbondsark toe gaan. Dit was 'n uiterlike teken. Vandag as ons die heerlikheid wil hê, moet ons God se heerlikheid toelaat om in te kom. Moet ons die Heilige Gees toelaat om in ons lewens in te kom, om heerskappy oor te vat. Jy sien, hierdie ark was steeds by die huis van Abina aan die Dab. En dit het 50.000 manne het hulle lewens verloor toe Israel daar uitgetrek het, en wat hulle gedoen het met die oorlog, het hulle die ark net daar gelos. As die moeilikheid kom, wat maak jy? Ouens, ek het vanmôre baie seer hart, want ek is baie bang vir hierdie God wat ek dien. Die woord wat hy my gegee het in hierdie oggendure weer eens bewys die waarskuwing wat ek vir julle bring, het gebeur vanmôre. Maar ons kom kerk toe met 'n attitude. Ons kom kerk toe want ons is. Wie die hel is ons? Wie's God? Wie's God regtig? Jy sien, ons wil hy moet maar in ons ou boksie pas en dan sit maar so. Nou Dawid, hy eer die God van die ark wat God die heerlikheid moet terugbring. Ons sien dit in 2 Samuel 6 vers 3. En ek het baie goed neergeskryf, so vergeef my as ek nie baie kontak het nie. Maar my hart is vanmôre baie seer. En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer. En dit uit die huis van Abinadab wat op die heuwel is gebring, terwyl Usa en Ahju, die seuns van Abinadab, die waardrywe, met die ark van God, het Ahju voor die ark geloop. En Dawid en die hele huis van Israel het voor die aangesig van die Here gespeel. Julle moet hierdie ding baie mooi hoor, want die kerk is besig om voor God te speel. Hier kom 'n paar dinge wat hier uit wat my diep geruk het. Hulle het gespeel allerlei instrumente van siprushout, naamlik siters en harpe en tamboeryne, bekkens en simbale. En toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Usa sy hand uitgesteek na die ark van God en dit vasgehou,
want die osse het gestruikel. Daarop het die toorn van die Here teen Usa ontvlam en God het hom daar getref oor die vergryp, sodat hy by die ark van God gesterf het. God het hom geslaan. God het hom middeldeur geslaan daar. Want die vuur van God het gesê, genoeg is genoeg. En Dawid het ontroerd geword, omdat die Here 'n skeer aan Usa geskeer het. Daarom het hy daardie plek genoem, Peres Usa, tot vandag toe. En daardie dag, Dawid het daardie dag vir die Here bevrees geword, en gesê, hoe kan die ark van die Here na my kom? Daarom wou Dawid nie die ark van die Here by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar Dawid het dit na die huis van Obed-Edom, die Getiet, laat wegdraai. Ek het gesê, weet jy wat, ek is bang vir hierdie God, ek soek hom nie. Ons lewe, ons wil hom nie hê nie. Weet julle hoekom? Want hy moet na ons idees dans. Weet julle wat ons probleem? Ons het te gewoond geraak aan hom. Ons is nie meer vrees vir hom nie. Ons het 'n groot krisis in die kerkwêreld. Dawid, sy manskap het probeer om die heilige teenwoordigheid van God met 'n menslike hande en pogings te hanteer. En weet julle wat? Die kerk is besig om presies dieselfde te doen. Ons doen dit alles op 'n menslike wyse. Ons doen dit soos ons dink dit moet wees. God sal ons toelaat, hoor wat ek vanmôre sê, om dinge tot op 'n punt te doen, en dan nie verder nie. Iemand het gesê, die osse het oor 'n bultjie gestruikel by die dorsvloer. Wie dink julle het daai bultjie daar gesit? God het. En ek wil vanmôre vir jou sê, hy gaan 'n bultjie in ons lewens sit. Nie omdat ek dit sê nie, en nie omdat ek dit roep nie, omdat God se woord dit vir ons vanmôre gaan bewys. Hy, God, het steeds 'n manier om spoedbulte in ons gejaagde lewens in te bring. Daai spoedbult wat jou en my gaan forceer om spoed te verminder en vir God te vra, is dit die regte ding? Dit waarmee ek so baie besig is dit regtig u wil? Dra dit regtig u goedkeuring weg? Kry vanmôre 'n boodskap van 'n pa en van 'n oupa. God het die spoedbult gesit laasnag. Sien 'n dood vir ongeluk. 1 uur vanmôre. 'n Oupa bel my, hy's stikkend. Ek bel die pa. Ek sê ek het nie vir jou woorde nie. Jy sien die spoedbult kom op die tyd. Wanneer God se geduld uitraak. En bid maar vir Robert, sy kleinkind. Bid maar vir hom. Dis 'n gewellige skok. Jy sien, Dawid se probleme het gekom. Toe hy en sy manne probeer het om normaal aan te gaan. Oor God se spoedbult. Hulle het aangehou dans. Hulle het gejoeluit. Hulle het gefluit. Hy was uitermate besig. Dis die lekker gedeelte. En God hou daarvan. Hy wil nie ons moet hom loof en prys. Maar weet jy wat? Wat sal lof kom uit jou mond uit? Wat sal lof kom uit jou hart uit? Is dit vir hom aanneemlik? Of is dit 'n show? Is jy besig om dit te doen, om jou gewete te sis? Jy sien, Vader het nooit bedoel, sy heerlikheid moet voortgaan op 'n menslike programme of idees nie. Anidab, sy seuns, luister baie mooi, het 20 jaar in die nabyheid van die ark deurgebring. Jy sien, vir hulle was dit 'n baie mooi versierde kas. Ons kom nou al 20, 30, 40, 50, 60, 70 jaar
na die mooi kerk toe. Ons het so gewoond geraak aan die mooiheid. En ons het God met 'n leë hart geloof en geprys. Hulle het heel waarskynlik het hulle geëerd gevoel dat hulle gekies is om die wa wat die arkdraad te dryf. Maar nie een van daai jong manne wat was voorbereid of het geweet van hierdie eeuoue waarskuwing betreffende God se heiligheid nie. Jy sien, toe die optog by God se heilige bult in die pad gekom het die osse gestruikel. En Usa het sy hand uitgesteek om die ark te stabiliseer. En weet julle wat beteken Usa se naam letterlik? Uit die konkordansie van die Strongs. Sy naam beteken krag, dapperheid, statigheid, sekuriteit. En ek lees onmiddellik in dit hoogmoed. Want dit is in ons krag dat ons mos die Here dien. Ek kom met hierdie verwronge idee in hierdie kerk in. En as dit nie gaan soos ek wil hê dit moet gaan nie. Pas op, Usa. God gaan ons begin weet kry. Want die uurglas is besig om leeg te loop. En hy's besig om 'n rein bruid vir homself voor te berei. Jy sien, die teenwoordigheid van God het nooit die ondersteuning of leiding van 'n mens se krag nodig om sy wettige plek te hou nie. God sal nie die arm van die vrees toelaat om in sy teenwoordigheid eer te ontvang. Hoor wat ek vir jou sê, sonder om dood te smaak. Christus was vir God die Vader alleenlik 'n aanvaarbare offer toe hy sterf. Ons wil nie sterf. Ons wil geestelik nie sterf nie. Ons wil vol van ons bravade en ons hoogmoed bly. Jy sien, te veel mense het verlede week staat gemaak op die pastore wat kom bid het. En toe Jan Hatting hier gaan sit het ek geweet hoekom hy dit doen. En hy het geweet hoekom hy dit doen. Want dit is nie hy wat die Gees moet oordra nie. Dis jy wat die Gees moet verwelkom. Ons het 'n toets gedop. Ons het 'n groot toets gedop. Maar God gee ons geleentheid om dit reg te maak. Slegs dooie mense kan God se aangesig sien. Hoor wat ek sê. En slegs berouvolle dooie vlees kan sy heerlikheid sien. Verstaan nie wat ek vir jou sê. As jy dood is, sal jy sy aangesig sien. Maar as jy berou het, sal jy sy aangesig sien. Ek dink nie een van ons het die kerk gesien funksioneer volgens die gebod van die kerk in Jerusalem. Jy sien, dis mos Ou Testamenties. Ek praat weer vanmôre uit die Ou Testament uit. Maar kom ek vat julle Nuwe Testament. Kom ons gaan na Handelinge toe. Kyk bietjie wat sê in vers 1. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop. En ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou, 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was, het dit nie joune gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit jy dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? God het nie vir mense gelieg nie. Jy lieg vir God. Het Ananias kon antwoord? Het Usa kon antwoord? Nee.
En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Dis toe nou nie meer die Ou Testament nie, dis dieselfde onveranderlike God van die Nuwe Testament. Hierdie God van liefde, hierdie God van soveel verdraagsaamheid, hierdie God van groot vergifnis van die Ou Testament, dieselfde God van die Nuwe Testament. Hy het nog nooit verander nie. Hy is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid, so hy kan nie verander nie. So die heiligheid wat hy gesoek het in die Ou Testament, soek hy 2026 onder die kinders van die Here. En hy het neergeval, hy het gesterwe, groot vrees het oor almal gekom. Daarna die jong manne opgestaan, hom toegedraai, uitgedra en gaan begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder dat sy weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek. Ouens, ek wil hê julle moet die boldness sien van Petrus. Ek wil hê julle moet die boldness sien van God vanmôre. Hy spreek haar aan. Hy sê nie vir haar, "Jo jong, daar het 'n vreeslike ding met jou man gebeur nie. Jy moet dan nou pas op wat jy vir my gaan sê nie." Nee, hy sê vir haar, "Waarom het julle oorheen gekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die by jou man begrawe het, is by die deur. Dis jou uitdra." Menseregte sê hulle is die kerkdag vaar. Great, doen dit. Maar God se eer, God se heerlikheid mag nie aangetast word nie. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe, en die jong man het ingekom en haar doodgevind, daar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Wat 'n geweldige gebeure is dit nie. Nou julle Saterdag aand het 'n pastoor hier kom praat. Tale is nie so belangrik nie. Nou julle dit. Weet julle wie in die kerk het daarvan gehou? Mense wat nie in tale wil praat. Mense wat sê is nonsens. Mense wat steeds stry. Professor Jan het dit Sondag perfek omregstel. Moet in tale praat. Want dis waar ek en God in kontak kom. Dis waar die heerlikheid van God in my lewe inkom. So die een ou kom praat wat die mense wil hoor. En die ouens in die kerk sê ek love it, want ek het 'n probleem met tale. Ek hoop is vanmôre gekanseleer. Ek hoop jy hoor vanmôre wat God vir jou sê. Jy sien ons slimheid vang ons. God het nie verander nie. Dieselfde Gees begin die kerk besoek vandag, omdat God se heilige standaarde nie verander het nie. Moet ons regtig besorgd wees oor God se teenwoordigheid? As ons hom nie het nie, kan ons maar doen wat Paulus sê. Kom ons eet en ons drink en môre gaan ons dood. En dis fyn. Want jy niks om na uit te sien. Dan gaan jy maar aan met jou lewe, so jy aangaan, en jy dink God is maar okay met jou. Hy is nie. Hy is nie. Hoekom het Dawid ook gestruikel? Hoekom het hy soos die osse gestruikel? Hoekom het Dawid gesê, nee, ek soek nie hierdie ark nie? Hoekom het hy die ark laat aangaan? Hoekom soek jy nie die Heilige Gees vanmôre nie? Hoekom wil jy altyd in beheer bly? Hoekom wil die grootheid in jou altyd maak dat jy dink God moet na jou pype dans? Dawid was in skok. Dis wat gebeur het met Dawid. Hy's in skok. Hy het alles gedoen wat hy geweet het, hy moes doen. En op die mees gerespekteerde manier waarvan hy geweet het. Hy het voor die optog gedans, rondom die wa, saam met die res van die mense.
Terwyl al die instrumente gespeel het, almal het gesing, hy het ooglopend geglo dat God tevrede sou wees met sy pogings. Hulle was 'n gelukkige klein kerkie wat die teenwoordigheid van God na die plek geneem het, na waar dit behoort. Toe het hulle 'n heilige bult in die pad by die dorsvloer van Nagon. In die Hebreëse woordjie vir Nagon beteken 'n getref. Hulle was ooglopend onvoorbereid. En toe Usa sy hand ongeërg uitsteek. Jy wat so ongeërg in die huis van die Here staan. Ek wil vir jou vanmôre sê, ek huil van Sondag. Ons is ongeërg met God. Weet jy, hy kan verskriklik bly wees dat ek in sy kerk is. Ek het vir jou baie slegte nuus. Hy's besig om sy kerk te suiwer. Hy's nie verleë oor een van ons nie. Hy's nie verleë oor een van ons nie. Hy's besig om die kerk te suiwer. En moet hy gaan vir jou vat as jy by die bultjie kom. Jy kan aanhou met jou koppigheid. Jy gaan tweede kom. Dit sou Dawid 3 maande vat om te herstel. Weet julle wat was die herstelproses? Berou, selfondersoek en terug te kom vir God se heerlikheid. En ek sê vir julle, vandag gaan dieselfde begin gebeur in ons lewens. Ons is te verwaand as ons in God se teenwoordigheid kom. Want jy dink God skuld jou iets. Ek is te bang om verder te praat vanmôre. Want elke woord wat uit my mond uitkom, gaan ek op geoordeel. Maar die woord wat ek bring vanmôre, het ek vir die Here gesê, ek wil hom nie bring. Hy het vir my gesê, hy sal. So ek saai hierdie saad vanmôre met vrees. Ek saai hom met groot vrees, die prys wat jy moet betaal. Is jy bereid om dit te betaal? Jy sien, dis die plek waar die kerk is op hierdie kritieke stadium. Ons is op die plek waar ons dink God probeer. Ons wil hom beïndruk. Maar ek weet vir julle vanmôre sê God is op die plek waar hy sy heerlikheid gaan terugbring in sy kerk. Nie deur programme nie. Nie deur wat ons sing nie. Deur jou heilige vrees vir die Here. Dis lekker om hier te wees. Dans voor die Here. Dawid moes agterkom. Ek het jou gedans vir my. Want jou hart is verkeerd. Jou hart is ver van my af. As ons nie ernstig is, Tommy Tenny skryf hierheen, ek wil dit vir julle lees. As ons nie ernstig is om God se aangesig te soek nie, moet ons maar 'n ander plek begin soek. As jy ongemaklik voel op die teenwoordigheid van God om op dit te wag vir die gewigtigheid van sy heerlikheid, as jy ongemaklik is met die oneienaardige en ongewone openbarings wat baie keer sy koms vergesel, is dit nodig. Is dit nodig dat jy dalk op 'n ander plek moet kom waar jy nie so honger is. Dan gaan soek jy maar vir jou 'n seeker sensitive kerk. Wanneer die Heilige Gees kom en jy het kritiek teen wat die Gees met iemand doen, laster jy. Jy laster teen die Gees. En God sê, dit sal jou nooit vergewe word. Jy kan God laster, jy kan sy seun laster. Maar as jy die Gees van God laster,
sal jy nooit vergewe word nie. Ouens, kyk uit vir die tekens. Tommy Tenney skryf, as jy wil voortgaan om kerk te hê op die manier van Saul, as jy God in sy bekende kassie wil plaas, en dit wil vasmaak op jou eie selfgestelde programme en prosedures, dan soek vir jou plek, want dis nie wat God is nie. Ek waarsku julle, dat die bult in die pad aan ons duidelik maak, dat ons dit nie meer op ons manier gaan doen nie. God se Gees word vanmôre gevra. Dis my gebed. Dis my verantwoordelikheid om hierdie kerk te kom verander soos hy hom wil hê. As daar 'n ou langs jou begin vreeslik huil, is dit die Gees van die Here. As daar 'n ou neerval en hy val op sy aangesig, is dit die Gees van die Here. Ons is te hoogdaverend om te staan en kyk en dink, wat gaan met hierdie ou aan? Wat is jou attitude as jy by daai deure instap? Ek het hierdie week daai deure gesalf. Ek het God gevra dat die verkeerde geeste nie meer hier instap. Want jou verkeerde gees beïnvloed die atmosfeer. Maar ek wil vir jou sê, jou gees sal God se gees nie weghou. Hy sal by jou verbygaan. Doukie, dankie vir jou bevestiging laas Sondag. Sy by die huis kom Sondag na kerk, het sy uitgebreek in dans. Ons het by die huis gekom met kritiek. Nee, dat niks gebeur nie. Omdat jy God wil voorskryf, sal daar niks gebeur nie. Tommy Tenney sê, wanneer jy daardie heilige bult in die pad naby die dorsvloer van voorbereiding tref, besef jy, hierdie metode sal nie meer werk nie. Voor daardie tyd sal jy tevrede wees met jou omstandighede, maar as jy eers besluit het om God se heerlikheid na sy regte plek te bring, is jy bestem om 'n heilige bult te tref wanneer God se heerlikheid verskyn, en dan sal jy vlees afsterf. Ware berou is 'n verskriklike vleessterwende gesig om te aanskou, te veel vir party mense om dit te aanvaar. Ons breek nie op voor hom nie, want ons is soos 'n oesap. Wel, as hy my seun sê na my, sy my nie seun nie, taffies. Besef julle, ons lewe so. Ons lewe so, ouens. Kom God, kom hy nie. It's fine. Nee, hy kom op sy manier. Hy kom soos dit hom welgevallig is. En is tyd dat die kerk kom met die vrees van die Here. Is tyd dat ons kom op 'n plek waar ons sê, Here, ons het hieroor gepraat al die afgelope klompie weke. Laat die wil geskied. Ons laat hom nie toe nie. Want ons wil in beheer bly. Moenie God as selfsprekend aanvaar nie. Ons is vanmôre presies in dieselfde situasie as koning Dawid. Ons grootste gevaar op hierdie stadium is dat die heilige dinge vir ons alledaags geword het. Dis 'n roering in die wêreld. En die bose is besig om veld te wen. En die kerk speel kerk. Ons maak nie eers 'n verskil. Ons maak nie eers 'n tyd. Ons maak niks. Ons het geen impak op hierdie wêreld nie. Weet julle, ek het dit altyd gesê, vroeër jare, reg aan my beginsjare daar in die bediening, het ons familie so om die tafel gesit na kerk, en hulle het verskriklik geskinne oor wat die pastoor gesê.
of wat iemand aangetrek het, of wat iemand gedoen het. Weet julle dat julle in 'n kring van spotters gesit het? Het dit verander? Ek dink ons doen nog dieselfde. Ons bespreek almal en alles. Weet jy hoekom doen jy dit? Want jy wil jou eie swakheid wegsteek. Jy wil jou eie swakheid wil jy verdoesel. En jy wil altyd goed lyk. Die verbondsark is vir 'n lang tyd in Abinadab se huis gehou. Maar God se teenwoordigheid was beperk. Nou, ek het bietjie navorsing gedoen. Party skrywers dink Usa het opgegroei tussen die ark as kind. Hy het dalk met die ark gespeel. Was dalk vir hom 'n pragtige plek. Dis 'n mooi ding. Was nie vir hom as kind 'n heilige ding nie. So hy het dalk op die ark gaan sit. As daar selfies was, dink ek was daar baie. Ons is mos lief vir die selfies. Ons sien dit by die platneus. Oral waar jy kom, die Here weet hulle staan langs die highways. Hulle stop daar's verdomp niks op die highway nie. Maar hier staan hulle. Selfverering. Ons leef in 'n slegte tyd. Maar die kerk besef nie waar ons is. Hel. Mag hierdie saad vanmôre val op goeie grond. So hy dalk gespeel voor die ark, ek weet nie. Weet nie wat het hy gedoen nie. As dit so was dit 'n geval omdat God tot op 'n tydperk dit toegelaat. En dan gesê, nou stop dit. Dis nie 'n speelplek. Dis nie meer 'n plek waar jy kan doen soos jy altyd kan doen nie. Jy sien, wanneer God se heerlikheid, sy heiligheid begin terugbring na die kerk waar dit hoort, sal sy geopenbare teenwoordigheid krag herstel bring met elke tree wat ons gee. Jy gaan nie meer langer wegkom met dinge wat jy vroeër as selfsprekend aanvaar het nie. As ons nie versigtig is nie, kan ons heilige dinge toelaat om so alledaags te word, dat ons kan begin dink soos Usa. Ek kan daaraan raak, ek kan daarna kyk, ek het daarmee groot geword, dis skadeloos. Ouens, ons gaan God se heerlikheid een keer te veel tart. En dan gaan hy die streep trek. Die Israeliete, 40 jaar, om dieselfde berg. En God se geduld hou, en het hou, en het hou. En op 'n dag sê hy, van julle miljoene sal net 2 Kanaan gaan. Die kerk gaan uitgedun word. Moenie vanmôre vir my vra, hoekom is hier so min mense in die kerk? Vra vir die mense, waar is hulle? As jy 'n grondige rede het, het jy. Maar jy moet weet, jou rede moet vir God aanvaarbaar. Nie vir jou nie, nie om jou te pas nie. Ons moet leef met 'n nuwe bewustheid van God se konstante teenwoordigheid. Ons kan nie alledaags raak met hom nie. Ons kan nie maar net dink, ons kan ons hand uitsteek nie. Ons kan nie maar dink, "Wag, ek staan hier en ek loof en prys die Here." Hier. Dankie. Dood. Jy's mors dood, man. Paulus sê, julle sê julle die Gees, maar julle lieg. Want jy's dood. Jy's dood aan die binnekant. Ouens, ons is op 'n gevaarlike plek. Hierdie gebed moet in ons harte kan wees, Here, ek is hier om met U ontmoet en ek wil leer hoe om die heilige dinge in U teenwoordigheid te aanvaar. Here, wees my genadig. Wees my genadig. Wees my genadig, Here. Want ek is nie waar ek moet wees nie. Jy gooi 'n flipping tantrum. Jy en manlief het vanmôre 'n helse argument. En jy gaan nie kerk toe nie.
Jy beter jou hart reg kry. Jy beter jou gesindheid reg kry. Jy beter op jou aangesig val en sê, Here, ek is jammer, vergewe my. Kom jou vrou in die kerk en jy het met sy ou brombeer daar by die huis aangegaan en sy sit en sy hoor niks wat God sê nie, want ou brombeer is al wat in haar kop is. En sy sit hier en sy dink die mislike ou goor ding, maar ons gaan hemel toe. Dis realiteite hierdie ouens. Hulle het in die Nuwe Testamentiese kerk, vergeet nou die Ou Testament, want ons glo mos nie dan. Want ons mos 'n ander God. Nuwe Testament het hulle na die huis van die Here gekom met vrees en bewering. Hulle het na die huis van die Here gekom en hulle het in eenheid kom saam bid. Ek kan nie vir ander kerke praat nie. Ons kerk klink so sirkus. Sondagmôre. Daar word gelag, daar word gelag, daar word. Ouens, dis baie maklik om uiterlik vol blydskap te wees. Maar hy ken jou hart. Dis baie maklik om hier te kom en baie vrolik te klink. Baie maklik. Maar dis toe nie die plek nie. Want ek kom in sy teenwoordigheid in. Ek kom raak stil in eerbied voor God. Hieroor praat ek al baie. Ek wil net vanmôre vir julle sê, die seisoene waaroor ek bly praat, die Here het vanmôre met daai kind se dood vir my bevestig. Die spoedbult is hier. Sy spoedbult is nou in die kerk. Hy sê ek gaan my dorsvloer deur en deur skoonmaak. Dis die God wat ek en jy vanmôre moet vrees. Daar's 'n tweede saak. In Dawid se tweede poging om God se heerlikheid na sy regte plek te vervoer, kry ons in 1 Kronieke 15, vers 12 en vers 13. Dawid het aan hulle gesê, julle is hoofde van families, van die Lewiete. Manne, hoor julle wat ek vir julle sê? Jy is priester. Die Bybel sê so. Heilig julle julle en julle broers, en bring die ark van die Here, die God van Israel, op na die plek wat ek daarvoor reggemaak het. Want omdat julle in die begin nie by was nie, het die Here ons God teen ons uitgebreek, omdat ons hom nie gesoek het, soos hy wil. Nie soos jy wil nie. Omdat ons hom nie gesoek het soos dit behoort nie. Hoe behoort dit? Ons kom met heilige vrees. Ons kom met heilige respek. Kom ons na die huis van die Here. Die Hebreëse woord wat vertaal is met heilig is kwadash. En ek wil jou nie probeer beïndruk omdat ek slim is nie, ek is alles behalwe. Dit beteken om af te sonder en heilig te maak. Jou spoedbult gaan God opgooi. Weet jy hoekom? Want hy is lief vir jou. Hy wil nie jy moet aangaan op jou pad van verwoesting.
Dawid was 'n man na God se hart. Maar Dawid moes 'n spoedbultjie tref. Want Dawid was oukei met God. Hy het God gemaak wat hy dink God is. En toe sê God, wow, hier kom my spoedbultjie. Nou stop ek dit. So, tot hierdie môre het hy ons verdra. As jou spoedbult kom, luister. Luister. Moenie vir hom vra hoekom nie. Moenie God as selfsprekend aanvaar. Hy werk juis omdat hy jou en my liefhet. OK. Weet ons vanmôre hoe Dawid die belangrikheid van heiligmaking vir hierdie manne beklemtoon het? Ek dink hy het dit gesê. Hy sê, ek wil aan julle die grafsteen wys van 'n man wat nie heilig was nie. Julle is op die punt om dieselfde verbondsark wat dit aan my, Dawid, gedoen het, te dra. Daarom moet julle nou deur 'n heiligingsseremonie gaan. Julle moet julle self liewers heilig. Is God vanselfsprekend? Het jy gewoond geraak aan hom? Ek bely, ja. Ek bely hy het. Ek het gesê, Here, maar U is mos altyd daar. Maar U woord sê mos, ek het ook op sy beloftes gestaan. En hy was altyd goed. En toe ek vanmôre hierdie berig kry van hierdie jong seun wat so tragies dood is. Klompie maande terug het hy in hierdie doopbad gegly en geval. En ek kan iets onthou wat sy pa vir hom gesê. Ouens, moenie God vanselfsprekend aanvaar. Toe ek hierdie boodskap kry die oproep van die jongman se dood toe, staan ek in die stort vanmôre en ek huil voor God. En ek onthou my oudste dogter was dieselfde ouderdom. Tot eendag 'n oproep kry op pad Oranjewil toe. Het sy my skoonseun 2 beeste getref. En ek het onmiddellik besef die verwoestingswerk van die duiwel. Maar weet jy wat, dit was ook 'n bultjie in die pad. Om ons almal bietjie te laat begin besef wat is besig om te gebeur in ons lewe. Nou jy weet wat, ek sluit af, mense in die vroeë Pinksterbeweging het baie keer dinge gedoen en ek het nou daarteen gewaarsku waarmee ons die spot gedryf het as mense. Hierdie ou sê ek het 'n tannie wat opgehou het om kook te drink wanneer sy die teenwoordigheid van God gesoek het. Sy het baie van kook gehou, maar sy het gebid. Here, as U my sal besoek, sal ek nooit weer kook drink. Dis 'n groot storie. As jy verslaaf is aan kook, as jy verslaaf is aan drank, as jy in enigiets verslaaf, toe sê sy, as U my sal besoek, sien wat gebeur. God kom doen die verandering. En dan wil ek dit nie meer. God kom in. En daai ontmoeting wat jy met hom het, bepaal dan hoe jou lewe gaan draai.
God het haar op haar woord geneem. Hierdie ou sê, ek het so baie daaroor gelag as kind. En ek het haar geterg. Ek het voor haar gaan loop met my kouk in my hand. En ek het dit voor haar geswaai. Dit dan is jy nie lus vir 'n kouk nie. Die duiwel doen dieselfde. En weet julle wat? Ons doen baie keer dieselfde met mekaar. Ons is vermakerig. Hy sê as ek doen, dan sê sy net, dan lag sy, dan sê sy nee, ek wil nie 'n kouk hê nie. Selfs toe het daardie laggie van hierdie tannie hom altyd laat voel dat sy iets geweet het wat hy nie weet nie. En hy sê nou, vandag, het ek hierdie geopenbare teenwoordigheid van God ervaar. En kan ek sê, tannie, ek verstaan. Ek verstaan, niks is werd om so daaraan vas te kleef, dat jy aan God nie wil vaskleef. En vanmôre los ek jou. Moenie God vanselfsprekend aanvaar nie. Hy seën ons, hy doen nog altyd. Feit dat ons nog hier is, sê hy het ons geseën. Maar hiervanaf op sy voor, nie meer ons het. So die speeddams word uitgegooi, omdat God jou en my lief het. Kom ons bid saam. Hemelvader, kom ons staan vanmôre. Ons kom staan vanmôre voor 'n heilige God. Ons kom staan vanmôre omdat ons die erns van u woord vanmôre opnuut hoor. En Jakobus waarsku ons, Here, hy sê dit help nie ons hoor die woord en ons doen nie. Beteken niks. En vanmôre is hierdie woord bevestig deur 'n tragiese dood van 'n jong man wat die spoedbult gekom het vir baie mense, vir families, vir pa, vir ma, vir oupa. Die spoedbult het op 'n ongevraagde manier gekom, eintlik onwelkom, maar vir Dawid het dit gekom. Toe gebeur die wonderwerk. Toe vrees hy God. En dis die God wat ons vanmôre dien. Ons kan nie van selfsprekend, maar net met u omgaan nie. Alles, Here, alles wat in ons lewens met ons gebeur, is God wat besig is om 'n spoedwil te sit. En partykeer is ons so hardkoppig dat daai spoedwil groter word en meer uitgereik word. Omdat die opdrag van God is, ek soek nie julle offers nie. Ek soek gehoorsaamheid. Ons dink ons kan nie koop. Ons dink ons kan u vermaak. Ons dink ons kan met al ons programme alles doen om God te beïndruk. U sê, ek soek gehoorsaamheid. En vanmôre vra ek 'n totale gehoorsame hart en smeek ek u, pleit ek by u, dat ek hierdie spoedwalle sag sal tref, omdat ek die stem van God sal bly hoor hoe u met my praat. Here, want as ek gaan aanhou jaag soos ek jaag, gaan ek 'n spoedwil tref. En die skade sien ons wanneer 'n kar 'n spoedwil teen 'n spoed tref, is vernietigend. Dieselfde beginsel is op ons lewens. As ons gaan aanhou jaag
van daai spoed wil te groot wees. Pleit vanmôre. Ek pleit vanmôre vir genade. En ek dank U vir dit in Jesus se naam. Amen. Ouens, baie dankie.